real good. Hallo almal. Welkom by Tjube Gymnasium en welkom by Generation C, waar ons vandag aan ons diverse gemeenskap en kultuur van 'n skool gaan inspring. Ek is Carla Benz en ek is hier saam met Anja Hinterholzer en ons gaan vir julle wys wat maak ons skool so spesiaal. Vandag se showcase gaan oor ons hoofseun gaan Russell Bartlett en ons gaan een van ons onderwysers ook showcase waar ons oor ons skool se gemeenskap gaan praat en ons diverse gemeenskap oor ons history en alle meer interessante feite van ons skool. Kom ons gaan. Chill Sessions is a music video countdown where we count down the top 5 Namibian music videos for the week. On the show, we also get to interview artists who are behind these music videos. The show airs every Saturday at 7 p.m. on NTV. Good day viewers and welcome to this week's edition of Erongo Talk. My name is Leandria Mouwer. I am your host Frida Moloto. I am Emerita Shikesho. I am Patricia Tanapo. Now as usual we bring you the latest news, some sports news as well as the weather and tides. Om die eerste wen te kry is 'n goeie gevoel man. Yes. Is that the goal, Joy? Yes, that is currently the goal. Phenomenal. I feel nice creative team. To catch up for more news stories, visit our online channel, oneup2.com, or you can visit our website at www.erongo.com.na. Alternatively, you can check out our DSTV channel, channel 285, and GoTV, channel 25. Oh, that's real good. Welkom by Tjube Gymnasium. Ek is Isabella Lopez en ons praat vandag bietjie met Russell Bartlett. Ek hoor hy hou van swem en om gym toe te gaan en hy's 'n goeie rugby speler. Kom ons hoor bietjie wat sê hy vandag. Vertel ons bietjie van jouself vandag. Hallo julle, dankie dat ek hier kan wees. Ja, ek is die eerste span rugby kaptein. Ek is hoofseun van Tjube Gymnasium en ek het al 3 keer op verskillende geleenthede in Namibië gaan speel. Hoe was jou ervaring toe jy Namibië se span gekry het? Die eerste keer was 'n skok. Ek het nie gedink ek gaan dit maak nie. Die tweede keer ook. Maar dis baie lekker. Dis lekker om met mense van ander skole te speel en dis lekker om so 'n bietjie te meng met die ander skole. Ek het gehoor jy wil graag nog iets gaan swat. In watter rigting sal jy wil gaan? My hoofrigting is ek wil aanhou rugby speel, maar ek wil 'n prokureursgraad ook probeer kry. Maar as die prokureursgraad nie werk nie, sal ek liewers in 'n rigting soos millwright of soos wil gaan. En hoekom het jy daai rigting gekies? Want ek dink dis wie ek is. Ek dink dis my persoonlikheid. Ek dink dit sal goed pas by my en ek hou baie daarvan om te stry. Okay. Wat is jou advies vir jonger leerders om hulle soos doeleindes te bereik? Ek dink hulle moet net aanhou werk, al raak dit moeilik, moet jy net aanhou probeer en probeer. Soos hulle sê, probeer en probeer is die beste geweer. So ek het gehoor jy hou van swem en gym. Vertel ons van hoekom jy van swem en gym hou en swem is vir my lekker want as jy in die water is, voel jy weightless. Dit voel asof jy nie probleme het nie. En aan die gym aan die ander kant nou weer is as jy sukkel met iets of as jy 'n moeilike dag gehad het, dan gaan jy net gym toe, dan kan jy van al die probleme vergeet en net fokus op jouself. Hoe balanseer jy jou akademie met jou sport en jou hobbies?
Dit is moeilik. Baie keer balanseer dit nie uit nie, maar mens moet maar net jou time management reg kry, 'n sekere tyd vir 'n sekere doeleinde skep en dan moet jy net by dit bly. Hoe lyk jou alledaagse soos rooster om jou sport en goed te balanseer of net uit te kom by alles? Ek staan op 5:00, dan begin ek reg te maak, dan gaan ek op ete toe, in die koshuis. Dan eet ons, dan gaan ek terug af, maak verder reg, dan kom ek skool toe. Dan het ek my hele dag skool, van daar af is dit 2 tot 3 gym, 3 tot 4 ekstra klas, 4 tot 6 rugby, en dan 7:00 is dit weer ete by die koshuis, en dan van 7 tot 9 is dit studie, en dan van 9 tot wanneer ek aan die slaap raak, is ek maar net op my foon en chat maar net met mense. Met watse mense chat jy in die aand? Ag, maar net vriende en mense wie ek ken. Praat jy met jou familie en soos om hulle net soos up to date te hou oor hoe jou akademie en goed gaan? Ja, ek bel gewoonlik my ma tussen 9 en 9:30 daar rond in die aande. Hoekom het julle Tsumeb Gimnasium gekies om jou skoolbaan te voltooi? Toe my ouers teruggekom het van Suid-Afrika, het hulle 'n nuwe begin gesoek en toe kies hulle Tsumeb. So ek sal 14 jaar in Tsumeb, ek was 2 jaar in die kleuterskool hierso ook. En ek dink regtig dit was die beste besluit van hulle lewens, want hierdie is die beste skool in die land. Wat laat Tsumeb Gimnasium jou, wat staan uit van Tsumeb Gimnasium? Die feit dat ons soos 'n familie is. Dit is nie soos ander skole waar almal is maar in hulle verskillende groepies en niemand meng eintlik saam nie. Hierso is dit regtig, ons is soos 'n familie, ons is lief vir mekaar hierso. Nou dat jy gesê het hulle meng in groepies en goed, wat doen jy pausetye? Soos meng jy in die groepies of wat doen jy? Ag, ons, veral my graad maak 'n redelike groot groep. Ons sit in die matriektuin en almal praat maar net. Maar ja, so ons sit maar net pauses en eet ons kos. Baie dankie dat jy met ons gesels het en dat ons meer geleer het oor jou passies en hoe jy skool balanseer met jou leeftyd. En dat jy sommer nou van gym en rugby en swem hou. En dat jy die skool se hoofseun is. Dit moet seker 'n groot voorreg wees. Baie dankie dat julle my gehad het. Dit was baie lekker om met jou te gesels. En miskien kan jy een keer saam met my kom gym. Ons sal kyk daarna. En kykers bly net hierso en sien later. Good day, viewers, and welcome to this week's edition of Erongo Talk. My name is Leandria Mouwer. I am your host, Frida Moloto. I am Emerita Shikesho. I am Patricia Tanapo. Now, as usual, we bring you the latest news, some sports news, as well as the weather and tides. Om die eerste wen te kry, is 'n goeie gevoel, man. Is that the goal, Joy? Yes, that is currently the goal. Phenomenal. I feel nice, creative team. To catch up for more news stories, visit our online channel, oneupto.com, or you can visit our website at www.erongo.com.na. Alternatively, you can check out our DSTV channel, channel 285, and GoTV, channel 25. Hello viewers, are you ready to take your career to the next level and dive into a world of different industries, different professionals, and of course the careers that are the driving force behind them? Well, if you are, Career Chronicles is the place to be. This is a weekly show that plays every Friday on DSTV channel 285 and GoTV channel 25 at 9:30 p.m. So don't miss out and catch the latest episode on Friday. That's real good.
Baie dankie. Ons is hierso met juffrou Karin, ons rekenkundeonderwyser. Baie dankie dat juffrou tyd gemaak het vir die onderhoud. Ek gaan vir juffrou 'n paar vragies vra as dit oukei is. Ons reg so, dankie Noah. Hoe het juffrou begin as 'n onderwyser? Noah, dit het my 30 jaar gevat. Juffrou het direk na skool ingenieurswese gaan studeer in Suid-Afrika en toe kom werk ek as 'n siviele tegnikus vir 'n rukkie in Walvis Bay. En ek het altyd geweet ek wil met jong mense werk, spesifiek vrouens. En ek het altyd gedink dit gaan eerder in 'n kerk opset wees, soos met jeugkampe en jeuggroepe en sulke goed. Maar toe stig hulle die Weskus kampus in Swakopmund, wat die 'n NAPSO kampus is, waar hulle jong onderwysers oplei in die praktyk. So hulle swat deur NWU en hulle kry in diensopleiding by ProEd en Walvis Bay. Toe skryf ek in by daai kampus en toe begin ek onderwys swat en dit is hoe ek in onderwys ingekom het. Wat het vir juffrou Schmidt Gimnasium laat kies? Ek dink nie ek het vir Schmidt Gimnasium gekies nie, ek dink hulle het my gekies. Ek is in my 4de jaar van studies gewees laas jaar en toe kontak die sekretaresse my, toe bel sy net vir my en sy sê net, Karin, wat is die kans dat jy wil kom uitkyk wat hier aangaan as 'n rekenkundige onderwyser? Toe sê ek ja, ek sal kom kyk en vandag is ek hier, 'n jaar. Ons is baie bly om vir juffrou hierso te hê. Wat van Schmidt Gimnasium is anders as ander skole? Ek dink die feit dat dit 'n plattelandse dorpie is, ek dink dit is klein, so as iets gedoen moet word, is dit nie net 'n paar onnies wat dit doen nie, dis almal moet saam staan, almal moet hulle kant bring, sodat goed kan gebeur, en dit maak dat ons almal 'n noue band met mekaar het, en die kinders is nog baie onskuldig, en plat op die aarde, en goed gemanierd, en dit is vir juffrou baie spesiaal van hierdie skool. Wat is juffrou se styl van onderwys, en hoe engage juffrou met die leerders? Ek dink juffrou se styl is om juffrou hou nie daarvan net om klas te gee en kinders moet luister nie. Juffrou wil graag hê die kinders moet deelneem in juffrou se klas. Juffrou sal, soos jy weet, op en af in die klas stap, vra as iemand nie iets verstaan nie, dat 'n kind vir hulle verduidelik, want miskien verstaan hulle beter. So ja, juffrou se klaskamer is so ek sou sê tweesydig, dit kom van al twee kante af. Ja. Hoe bly juffrou elke dag gemotiveerd? Dit is vir juffrou baie motiverend om te sien hoe mens deurbraak maak van die kinders, of deurbraak maak na die kinders in rekeningkunde in die vak self en ook emosioneel of geestelik of in hulle persoonlike lewens. En ja, dit is vir juffrou baie, dit beteken baie vir juffrou en dit maak dat ek elke dag wil opdaag en net nog wil sien van die kinders en dieper wil gaan en meer wil hê. Ja. Het juffrou nog altyd van rekeningkunde gehou? Dis 'n goeie vraag, Noah. Juffrou het nie altyd van rekeningkunde gehou nie. In graad 9, die eerste kans wat ek gekry het, toe ek rek kon los, toe ek dit dadelik gelos. Ek het glad nie daarvan gehou nie. En toe ek nou begin swat het, moes ek 2 vakke gekies het. Toe kies ek wiskunde en ek wou graag biologie gevat het, maar ek kon nie biologie vat nie oor die praktiese aspek daarvan. Toe sê my sussie wat 'n CA is vandag, Karin, vat rekeningkunde, ek sal jou help. En hier is ons vandag en ek is verskriklik lief vir die vak en ek is lief om dit oor te dra aan die kinders ook. Ons is baie dankbaar vir juffrou. Hoe was juffrou se skooldae? Juffrou se skooldae was bedrywig, baie meer akademie as wat julle nou het. Julle het baie sport wat hier aangaan, maar dit was goed. Juffrou het hokkie gespeel en trompoppies gedoen. So juffrou was ook maar lekker aktief in die middag geweest, maar ook lekker hard geleer, soos wat julle ook doen. En my juffrou wens juffrou het harder geleer op skool en nie net alles gevat as vanselfsprekend en alles sal maklik in die lewe kom nie. Is daar enige interessante feite van juffrou wat juffrou dink juffrou se leerders dalk nie ken nie? Jy weet, juffrou is eintlik 'n oop boek, almal weet alles van juffrou. Maar juffrou kan gitaar speel en juffrou was al by 2 van juffrou se vriende se troues die seremoniemeester en juffrou is baie lief vir perde. Ja. Is daar enige stokperdjies wat juffrou nou nog doen? Stokperdjies nou in juffrou se grootmenslewe is beperk tot broodbak en nou en dan gaan gym. Dis maar al. Is daar enige prestasies waarop juffrou spesifiek trots is as onderwyser? Ek dink Noah vir juffrou persoonlik, dit word dalk nie gesien as 'n prestasie in almal se oë nie, maar vir juffrou is dit baie lekker om te sien hoe die kinders lief raak vir die vak. Hoe ek hier gekom het en kinders het gesê, hulle hou nie baie van rekeningkunde nie en hoe ek klas gee en hulle
dit breek vir hulle oop en hulle begin van rekeningkunde hou en dis baie soos in Engels the job satisfactory is groot, ja. Is daar enige aktiwiteite by die skool wat juffrou se gunsteling is? Aktiwiteite by die skool wat juffrou se gunsteling is. Ek dink seker pauses as ons koekbeurt het. En al die onnies kan in die klas, in die personeelkamer sit en koek eet of pannekoek of sop en brood. Dis lekker. En juffrou geniet ook die sokkies verskriklik baie om te sien hoe almal dans en hierdie stil kindertjies in die klas wat daar gevaarlike moves uithaal. So dis vir juffrou ook lekker. Is daar enige raad wat juffrou as onderwyser nou vir enige leerders wil sê? Ja, daar is. Eerstens wil ek sê ek kan baie diep gaan op hierdie een, maar respekteer jou ouers, jou ma. As jy dink nie jou ma en jou pa weet wat reg gesê, they know. So vertrou hulle, maar vertrou hulle opinie. En ja, doen nou jou beste sodat jy later nie hoef te sukkel in die lewe. Soos ons is nou nog jong, ons kan nou nog alles doen of julle kan nou nog alles doen wat julle wil doen en moet doen en soos hulle sê, as jy hard werk, gaan jy nou die vrugte klip en as jy nie hard werk nie, gaan jy eendag vrugte pluk soos by een van hierdie boerderye, landerye. So ja, ek wil net sê ja, leer hard en wees goeie vriende vir mekaar, soos wees daar vir mekaar. Dis baie goeie raad, juffrou. En juffrou, is daar enige groot lesse wat juffrou al geleer het as onderwyser? As onderwyser, daai is 'n diep enetjie. Soos lewenslesse persoonlik, nee, ons gaan nie daar nie. Lewenslesse as onderwyser. Juffrou het geleer om vra vir hulp. Moenie alles alleen probeer doen nie. Die mense hier is regtig bereidwillig om te help en ja, moenie dink jy is swak as jy vir hulp vra nie. So ja, juffrou sal altyd vir hulp vra as jy vir hulp nodig het. Dis 'n baie goeie antwoord. Baie dankie vir hierdie onderhoud, juffrou. Moet asseblief nêrens heen gaan nie, want ons kultuur afdeling is volgende. Baie dankie. Hello viewers, are you ready to take your career to the next level and dive into a world of different industries, different professionals, and of course, the careers that are the driving force behind them? Well, if you are, Career Chronicles is the place to be. This is a weekly show that plays every Friday on DSTV channel 285 and GoTV channel 25 at 9:30 p.m. So don't miss out and catch the latest episode on Friday. Chill Sessions is a music video countdown where we count down the top 5 Namibian music videos for the week. On the show, we also get to interview artists who are behind these music videos. The show airs every Saturday at 7 p.m. on NTV. Oh, that's real good.
welcome to this week's edition of Erongo Talk. My name is Leandria Mouwer. I am your host, Frida Moloto. I am Emerita Shikesho. I am Patricia Napo. Now, as usual, we bring you the latest news, some sports news, as well as the weather and tides. Om die eerste wen te kry, is 'n goeie gevoel, man. Is that the goal, Joy? Yes, that is currently the goal. Phenomenal. I feel nice creative team. To catch up for more news stories, visit our online channel, oneupto.com, or you can visit our website at www.erongo.com.na. Alternatively, you can check out our DSTV channel, channel 285, and GoTV, channel 25. Chill Sessions is a music video countdown where we count down the top 5 Namibian music videos for the week. On the show, we also get to interview artists who are behind these music videos. The show airs every Saturday at 7 p.m. on NTV. Oh, that's real good. Shoot, dit was nou regtig amazing geweest. Wat was jou gunsteling part geweest? Ek dink definitief Juffrou Karin se onderhoud was baie oulik en prettig en dit was lekker om meer oor haar te leer ken. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink vir die feit dat ons hoofseun 'n prokureur wil word was vir my regtig interessant geweest. So moenie vergeet om ons op MyZone se socials te kry, op in die koerant of op Instagram nie.